Vriende, baie welkom vanoggend hierso. So 'n heerlike vars oggend wat ons hier by mekaar kan kom. Ek het nogal gewonder of die weer baie van julle so 'n bietjie langer in die bed gaan laat lê. Maar ek is baie bly vir elke een wat vanoggend hierso is. Ek wil sommer spesiaal, as jy jou hand kan opsteek, is daar enige nuwe intrekkers? Nuwelinge hierso by ons. Ek weet jy's dalk skrikkerig om jou hand op te steek want jy gaan dalk werk kry, maar eintlik wil ons vir jou sê as jy nou na die tyd gaan kuier, dan kry jy vir jou 'n rooi beker sodat almal kan sien jy's nuut hierso, al kuier jy ook hierso, sodat ons vir jou beter kan leer ken en saam met jou kan kuier. Dis waarvoor die rooi bekers is. As jy 'n nuwe intrekker is, as jy deel gaan word van die gemeente, dan kry jy ook 'n kookboek hierso uit die gemeente uit en wil ons sommer net vir jou sê baie welkom en ons hoop julle is baie vinnig tuis hierso by ons hier in Melito Gesinskerk. Ons hou daarvan om te gesels, jy hoor dit, ons hou daarvan om te eet, jy sien dit. En ons hou daarvan net om te kuier en om by mekaar te wees. Dit is so groot voorreg. Ons gaan ons erediens begin. En ek wil julle weer herinner aan die opstanding Sondag, want dit is Sondag vanoggend. Dit was 'n oggend soos vanoggend wat die disippels by mekaar is en hulle is bang want Jesus is gekruisig. Hulle is platgeslaan. Hulle is bang dat die Romeine hulle ook gaan kom kry en kom kruisig. En dan staan die opgestaande Here Jesus tussen hulle. Hier in hierdie dampkring van bang en hartseer. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy voete vir hulle. En wat gebeur dan? Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. So vanoggend, in die naam van die opgestaande Here, wat hier tussen ons beweeg, wat hier teenwoordig is deur sy Gees, kom hy na elke een van ons toe, en hy sê vir elke een van ons, vanoggend hier, vrede vir julle. Mag jy en ek dit ontvang, en mag jy en ek soos die disippels ook baie bly wees, dat ons die Here beleef. Thank you.
Here, dankie dat ons dit in ons harte kan weet, ons glo dit, dat U die lewende Here is en dat U tussen ons beweeg, ook met U Gees binne ons, tussen ons. Dankie daarvoor. En nou, Here, gedring deur die Gees wil ons opstaan en wil ons U lof besing, want aan U behoort die mag en die heerlikheid en al die aanbidding. Amen. Vriende, kom ons staan en dan loof ons die Here.
kinders julle by my kom kuier, dan gesels ons so 'n bietjie saam. En ons moet altyd eers hoor, hoe was julle week gewees? Hy skuif in, skuif lekker styf in teen mekaar, skuif in, daar's nog plek, styf teen mekaar, daar's hy. Goed, lekker week gehad? Ja, nie 'n interessante week nie, 'n lekker week. Ja, goed, kom ons hoor wie het verjaar, is daar van julle wat verjaar het? Nee, niemand nie. OK, hier kom nog 2 maatjies. Kom sit julle hier so vir ons. Trek 'n stoele nader. Daar's hy. Goed, en wie van julle hier so onder die groot mense het verjaar? Daar's hy. Annetjie wil hom sommer kom haal. So opgewonde is hy oor haar sjokolade. Gaan jy vir die tannie gee? Is daar nog? Jy moet asseblief jou hand ordentlik opsteek. Want ons wil nie jou verjaarsdag mis nie. What now? Nee, kan ek hom ook kry? Daar sy. Dankie. Goed. So, en wat is ons verjaarsdag wens? Sê weer, onthou julle? Ja, mag jy weet dat die Here jou liefhet. Mag jy weet dat die Here jou liefhet. Ons 2 verjaarsdagmaatjies hierso, mag julle weet dat die Here vir julle baie liefhet. Ja, het Kobus verjaar. Ja. Goed. En ons moet vir hulle sing, né? Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoeré, nog 'n hip, hoeré. Haai, mooi om Jan. Goed. Ek wil 'n bietjie by julle hoor. Wie gaan vir ons net hierdie ding aangeskuif kry? Daar sy. As julle nou daai kyk, kom ons kyk so 'n bietjie daarso. As jy daai sien, wat is dit? McDonald's. Dis nie iets vir Marius of Michael nie, né? Dis McDonald's. As jy dit sien, waaraan dink jy? Chicken nuggets. En nog? Burger, lekker burger en chips, né? So as jy daai tekentjie sien, en dit is hoe dit werk, né? As jy daai tekentjie sien, dan onthou jy, hey, hier's 'n McDonald's, en daar is chicken nuggets, en daar is burgers, en daar is chips. Right, kom ons kyk daai ouetjie daar. As jy hom sien, waaraan dink jy? 60, wat doen hulle? Is jou pa en jou ma nou nie lus is om winkel toe te gaan nie, né? Ja. Dan bestel jy en dan kom hy met sy skootertjie, dan kom laai dit af. So as jy net daai kleur ook sien, né? Goed. Kom ons kyk daai een. As jy dit sien, waaraan dink jy? Aan Jesus. En wat van Jesus? Wat wys daai prentjie vir ons? Nee, daai een. Wat is daai een? Toe Jesus gebore is. So ons beweeg nou al hoe meer nader na daai tyd toe, né? As jy daai prentjie sien, dan dink ons aan sy geboorte, aan Kersfees. Goed. So as julle hierdie sien, waaraan herinner dit julle? Die Bybel, en waarvoor, wat is hier in die Bybel? Vader, die Seun en die Gees. Die Bybel vertel vir ons daarvan. Jurgens, jy vir ons die Bybel kom oopmaak asseblief. So wanneer ons die Bybel sien, dan herinner dit ons daaraan. Dankie daarvoor. Goed, as ons die kers aansteek, waaraan herinner dit vir ons? Karmie?
Die lig wat die Here vir ons gee, kom steek vir ons aan. En wanneer ons na die kers kyk, dan dink ons daaraan. Hy het sy lig in ons wêreld kom laat skyn. Daar sê hy. Dankie. OK, laaste enetjie. Hierso op die tafel. Sien julle wat is hierso? Wyn en brood. En waaraan herinner dit ons? Dink so 'n bietjie. Ja, die brood, Jesus se liggaam en sy bloed wat vir ons kom skoon was het. So wat ons eintlik vanoggend hier vir mekaar sê, daar's 'n klomp goeters wat ons sien en wat vir ons moet laat onthou. Soos wat ons die M sien van McDonald's, sien ons ons onthou. En soos wat ons vanoggend, julle gaan saam met ons kuier, né? Vanoggend. As julle die nagmaal, soos wat julle dit sien, broodjie en die druiwesap of die wyn, as jy dit sien en as jy dit dalk gaan gebruik, as jy dit gaan proe, moet dit vir jou herinner daaraan, net aan een ding, jy hoef net een ding te onthou en dit is, Jesus het my verskriklik baie lief. Right. So, as ons net nou nagmaal gaan gebruik, broodjie in die druiwesap, onthou, Jesus het my lief. Reg so. Right. So, julle kan nou weer by mamma, nee, ons gaan sing. Ja, ons gaan sing. Daai een het ek nou nie gevra nie, ek moes hom nou gevra, hy is die laaste een. Daai, as julle dit sien, wat is dit? Dis 'n trop voëls, en waaraan herinner dit ons? Wie daai voëls gemaak? Jesus. Ja, hy het die voëls gemaak. En as ek die voëls sien, moet ek daaraan dink, Here, hoe wonderlik het U skepping vir ons gemaak. As jy 'n blom sien, as jy 'n boom sien, Here, hoe wonderlik het U skepping vir ons gemaak. En ons gaan nou so 'n bietjie daarvan sing. Hulle gaan vir ons begelei. Dan kom staan julle hierso by my en dan sing ons hom. Kom. Sien raak en wees bly. Van so dat jy die woorde kan sien, as jy nie lekker die woorde kan onthou nie, daar sal hy. En gemeente, staan julle saam met ons. Dankie Damian. Vriende, dis nou 'n kindermoment, maar dit moet vir ons ook, dit is nie net 'n kindermoment nie, dis eintlik moet dit vir ons aanspreek, en ek regtig, die Here druk dit vir my baie op die hart, dat ons baie meer bewustelik moet lewe. En bewustelik beteken is dat ek, dit wat ek sien, dit waarmee ek besig is, bewus is ook van die teenwoordigheid van die Here, en bewus is van die goedheid van die Here in my lewe. So, hierdie liedjie wat ons sing, 'n kinderliedjie, dat wanneer ek 'n blom sien, ek bewuslik weet, Here, dit is U wat dit so volmaak gemaak het. Dankie daarvoor. Ons sê dankie vir U daarvoor. So, ons is in hierdie maand, is ons besig met blydskap, oorvloedige blydskap, nuwe tree van vervulling, ons kwartaaltema, en ons wil vervul wees met die blydskap en met die vreugde van die Here. Ons het verlede Sondag, het ons oor Johannes 15 gepraat, waar Jesus sê, ek wil hê dat my blydskap in julle moet wees. So, ons is die hele tyd besig met hierdie ding van blydskap, en vanoggend
'n blydskap vir altyd. Niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Al hierdie gedeeltes is van in die laaste gedeelte van Johannes, met ander woorde, dis laaste gesprekke wat Jesus met sy disippels het, met sy vriende het, afsluitgesprekke. So ons moet dit in daai lig met ons het sien, en hier in Johannes 16, die tema vir vanoggend, 'n blydskap vir altyd. Kom ons dink net so 'n bietjie oor blydskap in ons lewe. Almal van ons het blydskap nodig, né? Niemand wil tog suur wees nie, en bitter wees nie. Jy wil dit nie wees nie, negatief wees nie. Ons soek eintlik almal blydskap in ons lewe. Maar jy en ek vanoggend weet hoe broos blydskap en vreugde kan wees. Jy weet dit vanoggend in jou lewe. Wat bedoel ek daarmee? Mense is bly in 'n verhouding en dan word 'n verhouding versuur, dit breek en dit steel jou blydskap of dit neem weg van jou blydskap af. Ons vind ons blydskap in ons gesondheid. Ons is bly daaroor dat ons gesond is, maar jy kan by die dokter instap en 'n diagnose kry en wat nie positief is nie. En dit steel jou blydskap. Blydskap is broos en jy en ek weet dit. En wanneer hy 'n paar keer negatiewe en teleurstellings ondergaan, dan raak dit baie keer dat 'n ou sê, "Jong, ek wil nie te bly word nie. Ek wil so 'n bietjie terughou, want as die teleurstelling dan kom, dan is dit nie te groot nie. Dan het ek dan nou eintlik geweet, okay, goed, ek moet nie te bly wees nie, want dit gaan dalk nie hou nie. So as dit dan nie hou nie, dan is ek gereed daarvoor." Dit is amper half soos Rassie wat nou 14 manne op die veld maar moet stuur, en dan voel ons nie so sleg as die skeieregter nog 'n ou afstuur nie, want daar's klaar 'n ou af. So jy hou so 'n bietjie terug, maar jy sal ook saam met my stem dat om terug te hou, dit steel so 'n bietjie van jou vreugde, want jy kan nie regtig voluit, jy weet, jouself gee en dit geniet nie. Want die stikkindheid van die lewe maak ons broos, maak vir ons sê, "Joh, ek weet nie hoe die volgende oomblik gaan wees nie." So blydskap is eintlik 'n ding wat ons wil hê en ons wil dit geniet, maar is nogal broos. Nogal regtig 'n broos ding. Is fyn. So wanneer Jesus nou hierdie laaste gesprekke het met sy disippels, dan sê hy die volgende vir hulle daar in Johannes 16 vers 16. "Nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie. En weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien." Party van sy disippels het toe vir mekaar gevra, "Wat beteken dit dat hy vir ons sê, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. En ek gaan na die Vader toe." Vriende, as ek 'n disipel was, het ek daai selfe vraag gevra. Dit sou vir my ook baie verwarrend gewees het. Wat probeer Jesus nou sê? Wat probeer hy oorbring vir ons? Hoe moet ons dit verstaan? Die disippels is so 'n bietjie onseker en in 'n war. Hierdie klein rukkie waarvan hy praat, wat beteken dit? Ons weet nie wat hy bedoel nie, het hulle gesê. Dis amper half, jy weet ook weer daai ding van, joh, ons het nou so lekker saam met hom gewees, saam met hom beweeg hierdie 3 jaar hier op aarde. En nou sê hy dat hy weggaan. Dit is nie lekker om totsiens te sê nie. Ons wil nie hy moet weggaan nie. Maar jene, nou sê hy, ek gaan weg, maar ek kom weer terug. Hoe? Jesus het gemerk dat hulle dit vir hom wou vra, en hy sê toe vir hulle, "Praat julle met mekaar daaroor dat ek gesê het nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer." Jesus is sensitief daarvoor en hy verstaan hierdie onsekerheid. "Nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, weer 'n klein rukkie, dan sien julle my weer. Net so is julle ook nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Daardie dag sal julle nie meer vrae aan my stel nie, dit verseker ek julle,
wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Daar so 'n bietjie 'n gaping sien ek nou daar tussen wat hy verduidelik. Hy verduidelik toe vir hulle daar van 'n vrou wat in swangerskap is en wat wag vir die baba om gebore te word, en dit is 'n swaar tyd en dis 'n moeilike tyd, maar wanneer die baba gebore word, is daar groot blydskap. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie, bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. So, Jesus sê ook, sien dit ook, dat blydskap broos is. Hy sien die onsekerheid by hulle. Hy ken hulle harte. Hy weet wat gaan gebeur. Hy weet van die hartseer wat gaan kom. Dit is deel van dit. Daar's 'n klomp onsekerheid van wat gaan nou gebeur. Petrus, baie vol selfvertroue, onthou het gesê, nee, u moenie weggaan nie. Kan ons nie hier 'n paar hutte bou hier op die berg en dan bly ons lekker hierso saam met u en met Moses en met Elia nie. Moenie weggaan nie. Bly hierso by ons. Daar's 'n klomp onsekerheid oor dit wat gaan gebeur. Jesus sê ek gaan gekruisig word. Nee, dit kan nie gebeur nie. Ek sal nie dat dit gebeur nie, sê Petrus, nee. Daar's 'n klomp hartseer. Jesus sê daar gaan hartseer kom. Julle gaan bedroef wees. Dis deel van die lewe, van hierdie stikkende lewe. Daar gaan hartseer wees. Kruisiging gaan julle hartseer wees, omdat ek nie meer hier is nie. Daar gaan 'n stuk vyhandigheid ook kom. Julle gaan dit beleef, dat die wêreld vyhandig is teenoor julle. En dis alles deel van hierdie brose blymoedigheid wat jy en ek beleef. Onsekerhede, hartseer, dinge wat nie vir my uitwerk in die lewe nie, vyhandigheid wat vir my laat terugtrek, wat my vreugde wil kom steel. Dit verseker ek julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. So vanoggend wil ons die roetekaart kry om te sê, Here Jesus, U sê, U gaan vir ons blydskap gee, niemand kan dit van ons af wegvat nie. Gee vir my asseblief net so 'n paar pointers, gee vir my roetemerkers op hierdie roete van ewige blydskap. Net so ook as julle nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Daardie dag sal julle nie meer vrae stel nie, dit verseker ek julle, wat julle in die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. So die eerste roetemerker is eintlik, weet jy wat? Jy en ek is nog nie in die perfekte wêreld nie. Jy en ek is nog hier op aarde. Jy en ek is nog deel van 'n stikkende wêreld. Gaan lees Romeine 8. Stikkende wêreld laat ons sug. Laat ons vra, Here, hoekom? Wil partykeer regtig vir ons voel asof dit ons blydskap heeltemal kom dooddruk het. Asof ek verlam raak deur die stikkendheid van hierdie wêreld. Dis alwaaroor my gedagtes gaan, dit neem my lewe op. Dis die stem in die middel van die nag in my ore. Jy gaan dit nie maak nie. Dink jy regtig die Here sien jou raak? Dink jy regtig die Here gee om vir jou? Dis die wêreld waarin jy en ek leef en wat jy en ek beleef. Dis deel daarvan. Maar hier's 'n ander ding wat vir ons moet vashou in hierdie brose blydskap en dit is opstandingsblydskap. Die feit dat die Here Jesus lewe en dat hy opgestaan het. Lees saam met my Johannes 20 weer wat gebeur het daardie Sondagoggend. Daardie Sondagaand was die disippels bymekaar alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vriende, kyk weer hierson. Bang, onseker, brose blydskap. Ons is eintlik beroof
van ons blydskap. En dan in hierdie brose blydskap is die opgestaande Here, en die ding wat hy vir hulle sê is vrede vir julle. En wanneer Jesus sê vrede vir julle, kyk hy na jou en na my en hy sê, ek sien jou brose blydskap. Ek sien hoe dit wankel. Ek sien hoe dit broos is soos 'n kersevlam. Dit dreig om doodgeblaas te word, maar hier is ek. Vrede vir julle. Want ek het die dood oorwin. Ek het die stikkindheid van hierdie wêreld het ek oorwin. Die opstandingskrag van Jesus Christus is dit wat maak dat ons blydskap het wat vir ewig is. Paulus redeneer met sy mense dan in 1 Korintiërs, dan sê hy vir hulle ouens, as ons nie glo in die opstanding van Jesus Christus nie, val die bodem van ons geloof uit. Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Hoor dit vanoggend. Ons moet dit weer vir mekaar sê. Ons leef baie keer in hierdie stukkende wêreld asof Jesus dood is. Asof hy gekruisig is en that's it. Dis oor en uit. En dit maak dat ons blydskap en ons vreugde verloor. Om ewige vreugde en blydskap te hê is om midde in die storm te bely, U is Here, U het opgestaan, U lewe. U het die dood oorwin. U beweeg hier tussen ons. U is die opgestaande Here. Hoeveel male in jou lewe dalk het jy dit al ervaar? Daai tye wanneer dit broos raak, dat jy jouself weer herinner aan Matteus 28 vers 18, dis my vers daai. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Dit beteken, ek het opgestaan, ek het die dood oorwin. Daar's niks wat jou blydskap van jou af kan steel, want ek het die dood oorwin. En natuurlik is ons reaksie is nie altyd, okay, goed, nou gaan ons aan nie. Partykeer is dit 'n moeilike worsteling, diep in die middel van die nag, om jouself weer te herinner, aan hom is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. U is Here, niks kan my blydskap in U van my af wegvat, niks of niemand. Dankie Here, dit lê nie in my nie, dit lê in U opstandingskrag. As ons nie glo dat die Here Jesus opgestaan het nie, is ons besig met godsdienstspeletjies. Feit dat hy lewe, is die hartklop van ons geloof. En daarom nooi hy ons uit, leef met opstandingsblydskap. Daarom is ons blydskap nie gegrond in omstandighede, want omstandighede is op en af, goed en sleg. Is ons blydskap juis in sy opstanding en nooi hy ons uit. Ek gee vir julle blydskap en niemand kan hierdie blydskap van julle al wegvat nie. Dit is, dis bulletproof, hierdie blydskap van die Here. Niks kan dit vernietig nie. En nooi die Here ons uit om te leef uit hierdie blydskap uit. Net so ook as julle nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees. Hoekom? Want julle sal sien dat ek die opgestaande Here is, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Sê dit vanoggend weer vir jou daar waar jy sit. Niemand kan God se blydskap, die opstandingsblydskap van Jesus Christus van my af wegneem nie. Niemand nie. Sê dit vir jouself, sê dit vir die duiwel, sê dit vir die wêreld. Niemand kan God se blydskap van my af wegneem nie. 'n Volgende ding in die roetemerker. Jesus besef ook dat ons mense is en dat ons stoei, dat ons broos is en daarom nooi hy ons uit, vra en julle sal ontvang. Met ander woorde, gaan na die Vader toe. Vra, Here,
Ek het nodig om u opstandingskrag in my lewe 'n werklikheid te maak. Ek wil nie net praatjies hê nie, Here. Nie net nog 'n preek nie net nog 'n lesing. Ek wil dit prakties in my lewe ervaar. Ek wil waar ek hier uitgaan in die lewe ingaan met sy broosheid, wil ek u opstandingskrag, wil ek dit ervaar. Vra en julle sal ontvang. Dis God se belofte, dis Jesus se belofte. Julle sal dit ontvang. Vra. Ons sê altyd vir mekaar, né? As ons verdwaal, wat sê ons manne? Man, moenie worry nie, ek sal die plek kry. Wat sê ons vrouens? Vra net iemand. Nee, ek sal die plek kry. Ek sal die plek kry. Die mate waarin daar weerstand is om te vra, is die mate waarin jy nog in beheer is en nie glo dat God sy opstandingskrag binne in jou tot werking kan bring. As jy en ek moeilik vra, verstaan ons nie wat dit beteken om afhanklik te lewe van die opgestaande Here nie. Wil ons nog goeders in eie krag doen. Jesus nooi ons uit, lewe in afhanklikheid en vra. Die belofte is, julle sal ontvang. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie, bid en julle sal ontvang. Hoekom? Wat gebeur dan? Sodat julle blydskap volkome kan wees. Paulus in Efesiërs, wat bid hy vir daai gemeente? Wonderlike gedeelte. Wanneer ek in my gebede, hy sê vir daai gemeente, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Here, help ons deur u Gees dat ons u werklik kan leer ken. Ons wil nie net praatjies praat nie, Here. Ek wil u regtig diep binne in my wese wil ek u ken. En dan een van die dinge wat hy bid. Dat julle sal weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Hoor hierso. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Dieselfde krag waarmee die Vader sy seun opgewek het, die opstandingskrag van Jesus Christus, sê Paulus, ek bid dat julle kan ervaar dat dit ook julle deel is. Nie uit jouself uit. Ewige blydskap se bron is die opstandingskrag van Jesus Christus en dit is jou en my deel. Ek dink ons moet dit voortdurend vir mekaar bid. Dat ons God werklik sal leer ken en dat ons sal ervaar hoe sy opstandingskrag kragtig werk in ons lewe. So die roetemerkers, blydskap is broos, dit is so, ons lewe in 'n stikkende wêreld, ons blydskap is broos, ons blydskap is in Christus se opstandingskrag, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, bo al die stemme van die wêreld, die vyandige stemme, die seermaakstemme, bo daai stemme is die opstandingsstem wat sê vrede vir julle. En hy nooi ons uit om in hierdie opstandingskrag te gaan leef, in hierdie week ook, uit sy krag uit, en hy nooi ons uit om te bid en vir die Here te vra, Here, help my asseblief, om dit prakties te gaan uitleef in hierdie wêreld. Amen. Dis blydskap vir altyd. Niemand kan dit van ons af wegvat nie. Niemand. Ons gaan nou hierdie lied saam sing en dit terwyl ons ook regmaak met die nagmaal, gaan ons hierdie volgende lied saam sing. Dit is 'n verwoording van dit wat ons eintlik wil bely. U is my lewe. Ek ken u veilige bewaring. As ek val, en dit gebeur, is u by my. U het betaal en ek is vry. Ek ken u veilige bewaring. Ek
dink ek sal sommer by my hou. Reg, dankie. As die storms om my woed, dit is wat vir my broos maak. As die storms om my woed, as ek val, is U by my, U het betaal en ek is vry. Kom ons staan en dan sing ons dit. Sit. So regmaak. Ons vriende, so ons is vanoggend hier saam by die herinneringsteken van die God wat sê, niemand sal julle blydskap van julle kan wegneem nie. As jy 'n besoeker hierso is, wil ek vir jou uitnooi. Jy is baie welkom om hierdie tekens saam met ons te gebruik. Ons maak ook nie die onderskeid tussen oud en jonk nie, want die Here Jesus maak die onderskeid in sy liefde tussen oud en jonk nie. So jy kan vir jou kinders verduidelik, maar jou kinders is ook regtig baie welkom om hierdie tekens saam met ons te geniet, want dit is ook vir hulle. So die reëling is dat ons eers die broodjies uitdeel en dat ons dan eers die wyn uitdeel. Daar is druiwesap in die binnekring van die skinkbordjies en wanneer al die tekens uitgedeel is, as almal bedien is, dan gaan ons dit saam gebruik. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons nou op 'n tasbare manier U teenwoordigheid hier kan vier. Op 'n tasbare manier deur ons smaak en ons reuk herinner kan word dat U die God is wat vir ons kom blydskap gee, volkome blydskap. En dat niks of niemand dit van ons kan wegvat nie. Dankie daarvoor. Amen.
Son. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon.
Dankie vir ons kerkraadslede wat vir ons help. Kan ons sommer so, terwyl hulle nog bietjie beweeg, by die brood begin, is almal bedien met die brood, het jy jou stukkie brood? Steek net jou hand op as jy nou nog nie bedien is nie, dan kan ons vir jou help met die brood. En kom ons kyk met die druiwesap, is daar iemand wat druiwesap kort? En kan ons kyk met die wyn? Sy. Goed. Die brood wat ons breek, is die teken van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Kom na ons toe en hy sê, ek sien julle broosheid, ek sien julle hartseer, maar ek het my liggaam gegee, sodat julle volkome blydskap kan hê, blydskap wat niemand van julle af kan wegneem nie. Die druiwesap, die wyn, is teken van sy bloed. Ek sien julle broosheid raak, ek sien julle hartseer, ek sien die uitdagings in jou lewe, maar ek het my bloed gestort, sodat jy vanoggend kan weet, dat niks my blydskap van jou kan wegvat nie. Ek het my lewe daarvoor gegee, ek het my bloed daarvoor gestort. Vriende, hang net so 'n bietjie in die moment in, moenie te vinnig verby beweeg nie. Jy proe die druiwesap, jy proe die broodjie, dat die Heilige Gees jou bedien, deur dit en ook vir jou vanoggend herinner daaraan, dat Jesus Christus gesterf het, maar meer nog dat hy lewe. Dankie dat U die Here is wat meer is as dood, meer is as siekte, meer is as enige bose mag of krag, meer as enige politieke mag. Dat U die lewe is. Ons wil vir U aanbid in hierdie moment, Here Jesus. U is die koning van ons hart. U is die een wat wag hou oor ons hart, sodat niemand of geen niks U blydskap van ons af kan steel nie. Dankie daarvoor. Amen. So terwyl ons sit, sing ons hierdie gebed vir die Here, en ons sê vir hom dat hy koning is van ons hart, hy heers oor ons hart, niks kan ons skei van sy liefde nie.
Here is goed vir ons. Dis diep goeie wat ons praat en die Heilige Gees werk diep in ons harte, maar dit is nie om ons moedeloos te maak, om ons hartseer te maak, dit is regtig om vir ons krag te gee, opstandingskrag. Daarvoor kan ons die Here nie genoeg dank nie. As ons in ons aanbidding dink, dan dink ons hierso aan 'n hele paar mense, sien vir Karel en vir Jolandi en die Botha familie vir Tiaan, hulle die kleintjies hierso met ouma Elmarie se afsterwe en ons wil steeds vir julle as gemeente sê, ons hou vir julle vas en ons dink aan julle. Leanne het 'n wille week gehad in die hospitaal en goed, is so bly jy's hierso. En ons bid steeds dat die Here sy hand oor jou ook sal hou. Janie was ook in die hospitaal, ons bid vir haar ook vir volkome genesing. Rian en Yvonne Olivier, hy het vir my gisteraand laat weet, hulle seun is in Pretoria, hulle is nie terug hierso, en hy is beseer, ek weet nie die besonderhede nie, maar hy is nou gehospitaliseer, en hulle is op pad daarna toe, en ons wil graag ook vir hulle aan die Here opdra. Dan ons langtermyn siekes, u sien dit daarso, Jenny het vir my gesê, Babsie, ons moet baie dankie sê, vir haar, dit gaan baie beter, baie dankie vir die voorbidding wat ook daar vir haar is. Ek dink ook aan julle, Martin, julle in hierdie tyd, ook met die kanker in die goeie, dat die Here ook vir julle baie styf sal vashou. Ons gaan nou 'n gebed doen. Chrissy, kan ek vir jou vra, wil jy net sommer die hande daarvoor oplê, terwyl ons bid vir hulle twee, dat die Here vir hulle baie styf sal vashou, asseblief. Ons wag net, hier kom Henny en Babsie kom in, en dan gaan ons bid, saam bid. Dankie Here, dat U bewus is van elkeen van ons se broosheid, en die broosheid is baie keer te doen met ons gesondheid. En dit hang nogal so bietjie om ons, wanneer ons gesondheid nie in plek is nie. Daarom wil ek bid, Here, vanoggend hierso vir elke persoon, veral vir ons kankerpasiënte, dat U hand oor hulle sal hou. 'n hand op 'n skouer wat net bevestig dat U blydskap by hulle is. Dankie daarvoor. Dankie vir beterskap, dat ons al vir Babsie kan dankie sê, Here, dat dit beter gaan met haar ook, en ons bid vir haar ook vir volkome beterskap. Ons wil bid vir behandeling, ons wil bid vir familie wat moet vashou, en ons bid in hierdie oggend regtig in besonder, Here, vir U blydskap wat onvernietigbaar is. Mag die opstandingskrag van Jesus Christus genesend werk in elke een se lewe. Dankie daarvoor, ons aanbid U. Amen. Vriende, ek gaan so vinnig 'n paar afkondigings net met julle deurgaan voordat ons by die dankoffer uitkom. Ons sit volgende naweek 'n naweek van dankbaarheid. Vroulief, julle afsluiting is die 22ste, asseblief kontak vir Leonie en gee jou naam op. 'n lekker afsluiting vir julle as vrouens, die 22ste is die Saterdag. Sondag die 23ste wil ons absoluut 'n dankdiens doen. Ons het soveel om vir die Here om dankie voor te sê. Dit gaan 'n dankie sê erediens wees, dis die kruisvuur afsluiting ook, en ons het 'n gemeentebraai na die erediens. So, as jy kan, gee jou naam op vir die gemeentebraai, dat ons net kan weet hoeveel pap en sous om te maak.
Maar jy is eintlik welkom as jy nou vergeet, jy is in elk geval welkom om te kom. Ons gee die pap en sous in die vure, jy bring jou eie, ek dink ons gesê, elkeen bring 'n slaai ook, né? Ons slaaie bring dan goed, so, dis vir die vrouens, die slaaie en goeters, bring jou eie vleis en drink goed, en dan gaan ons lekker saam braai. Kruisvier Julie, baie dankie, Jena, hulle het nou wynproe en canapé, ek begin al die woord reg kry, aand gehad, 'n heerlike aand gehad, ek het ook daai foto sien, toe dink ek dadelik aan Mamma Mia, dis ons gemeente se Mamma Mia's daai, dis hulle wat gehelp het met die reëlings ook, Jolandi kon as gevolg van haar skoonma wat oorlede is, kon sy nou ook nie dan, maar sy was ook hoofhand daaraan, daai vrouens, hulle is eyster, ek het Vrydag aand gesê, as jy iets gedoen wil hê, vra 'n vrou, en dis regtig so. Lekker wynveiling, Anel is professioneel, as jy jou man verkoop wil kry, vra haar, sy sal 'n goeie prys vir jou kry, sy is regtig so professioneel, baie dankie daarvoor, ons het lekker gelag, lekker saam gekuier, dit het so goed gegaan met die veiling, ek dink die veiling het omtrent 9.000 opgelewer. Ja, so wonderlik, die totaal was 20.000 op die ou einde, en dit gaan vir ons kruisvier kinders, vir ons jeug, vir die aankoop van hulle kategese materiaal, iemand het glo daar gevra, gaan die pastoor vir hom 'n nuwe kar koop, is twee probleme daar, ek is nie 'n pastoor nie en ek gaan nie 'n nuwe kar koop nie. Maar ja, so dit gaan regtig vir ons jong mense, vir ons om vir hulle met die jeugbediening te help. Kyk net hoe lekker het ons gekuier, regtig baie lekker. Dit was 'n vreugdevolle aand gewees. Baie dankie. Dankie vir al julle reëlings en om dit sommer net 'n aand te maak wat ons ook iets van ons gemeente uitdra aan die gemeenskap en dit lekker kon geniet. Gerda, as daai 'n leeg glas op jou kop, né? Ja. So ons verjaarsdag aan die week, kyk 'n bietjie daarna, Letty, ek sien jy verjaar, ek ken al die ander daar so, Helga, Eddie, jy verjaar, 21ste en Willem Kleingeld verjaar ook. Dinsdag is ons Bybelstudie afsluiting, 11:30 vir die jaar, manne kom by mekaar, donderdag 6:15, ons vroue, die 22ste onthou dit, en dan, hy skuif al nader, en dit is ons laaste bazaar, ons feesbazaar, die 29ste, en daar's 'n paar goeders wat ons nodig het, koeke en puddings, kom ek gee vir jou 'n tip hierso, begin by die koek, as die koek flop, maak van hom trifle, dan gaan hy oor na die puddings toe, maar help net asseblief, soek koeke en puddings, bestanddele, dit is nou hierdie crunch time, ons het 2 weke, minder as 2 weke voor dit gebeur, die bestanddele help dat ons uitgawes minder is, so help vir ons asseblief daarmee, meel, suiker, olie, vla, en nader aan die tyd kan jy eiers ook, kan jy skenk, so onthou nou net so bietjie, as jy by Pick n Pay op die Spar of Checkers aanstap, onthou, ek moet 'n ekstra pakkie meel dalk net insit vir die kerk, dankie daarvoor, in elk geval. En verlengkoorde, ek dink ons is amper al reg, gazebo, as jy 'n gazebo het wat ons kan leen, asseblief help vir ons. 10e maand dankoffer, dit gaan tot einde Februarie, ons trek al by 88.200, so ons kolf nou al, dis onder 100 lopies, waarby ons nou is. So, baie dankie daarvoor, dis deel van ons begroting, en deel van ons en dis 'n begroting waarby ons 'n gemeente wil wees, wat 'n verskil maak aan die wêreld ook daar buite. Ons gee geleentheid om die Here te vereer met ons dankoffers. Ekskuus, na die tyd onthou brood breek, kom kuier asseblief, moenie sommer net in jou kar klim nie. Skyn in ons harte dryf nie
Sanggroep, baie dankie. Dankie vir julle voorgaan vanoggend. Julle is so spesiaal vir ons. Dankie daarvoor. Baie, baie dankie. Ook vir ons tegniese ouens, ek vergeet 'n bietjie van julle, ekskuus julle. Ek moet eintlik so 10 maal vir julle dankie sê, wat help met ons uitsendinge, met ons klank, vreeslik baie dankie daarvoor. Daar's pannekoek wat ook nog beskikbaar is na die tyd by die tafel, kan jy koop, dit is die gewoonlik, dink ek R20 vir 5, as ek dit nou nie mis het nie. Daar's op die tafeltjie daar links, baie dankie. Vriende, kom ons staan en dan ontvang ons die seën van die Here. Vriende, die Here nooi vir ons uit in sy blydskap in. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy blydskap voortdurend in ons opwek. Amen.